En hallo daar, kijkers. Zoals jullie weten is weer eens aan een vrijdag en ons is terug met een nieuwe episode van Gooi Kolle. Jullie aanbieder is op Brian Munango samen met Andrew Poelman. Andrew, vertel misschien begin de kijkers voor hulle beginnen wonder. Kom met ons pink aan. Hou niet zo moeilijk aan. Ja, ons is op Gooi Kolle, maar ja, ons die idee gaan maar oor bewusmaking van borskanker natuurlijk. Oktober is die maand waar dit natuurlijk bietjie gevier word en ons is saam met dit. Dus maak zeker, ons is deel van het. So Gooi Kolle is deel van die borstkanker bewustmaking. Baie deel mekaar. Oké, Andrew, ons het twee gasten vandaag. Ons het voor Max. Katjeko, ja. En dan dus voor Louis. Louis van der Westhuizen, ja. Oké, hulle is onze gasten vandaag. Geef ons een beetje background van waar hierdie ouens Joel en wie hulle is. Ja, ek dink die kykers sal weet want Louis was al op ons show. Oké, Louis ken hulle. Ja. Maar Max zijn nie mis nie. Max op die vlak. Hy en Louis is die ouens wat altyd jy ken, so julle sal moet weet die Max ja, is. hy sê ook wat laas jaar teen Portugal ons enigste 3 gedruk het van hom, maar ja. Dis 'n cool try. Ons sal dit seker later wys in die show as vir almal wat dit gemis het, maar ja. En anders is dit nou Patricia wat in haar braaihoekie gaan besig wees. Soos ek verstaan het ons soort van 'n dessert vandag saam met ons kos. Is jy excited vir dit? Ja, sy kom altyd met iets interessant vorendag. En iets niets weer. Yes. So ons is altyd opgewonde met wat Patricia vir ons gaan gee. En hierdie naweek is ons definitief ook besig. Daar's klomp sport aan die gang. Weer eens sokker is terug en ons gesels bietjie met die manne wat gereed maak om te probeer kwalifiseer vir die Wêreldbeker. Hulle gaan in Dubai Joel van die 8de November af tot die 18de, as ek nie verkeerd is nie. Yes. Kyk kijkers, so hang met ons, bly ingeskakel en ons is nou terug by julle. Hi daar kykers, dit is Vrydag en julle weet wat dit beteken, is tyd vir my om 'n bietjie inkopies te doen vir vandag se episode van Gooi Kolle. So ons is hier in Eros by die Metro supermarket, maar kom ons gaan kyk bietjie rond en pak ons trolley. My inkopies is klaar gedoen en ek is nou op pad na die Metro hoofkantore toe sodat ons bietjie kan braai of Gooi Kolle, so sien julle net nou. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Hallo kykers, ons is terug hier by Gooi Kolle. Welkom by ons show saam met my mede-aanbieder Brian Munango en ons gas vir vandag, Namawi se rugby speler Max Katjeko. Welkom op ons show Max. Dankie. Ek is bly om hier te wees. Ek is 'n groot fan en 'n groot kyker van die show, so dit is 'n voorreg om hier te wees. Ja, so julle ouens is nou by mekaar natuurlik in die kamp en so besig om voorberei vir julle 'n belangrike taak vir die kwalifisering vir die Wêreldbeker, die toernooi wat daar in Dubai gespeel gaan word. So vandat jy teruggekom het, hoe is die vibe? Hoe voel jy die gees daarso? Ek dink die ouens is baie excited. Daar's baie excitement in die groep. Obviously het ons 'n
task wat voor ons lê. Ek dink ons almal besef hoe groot dit is. Dis ons tweede kans. Ek dink mense kry nie baie tweede kans in die lewe nie en ek dink dis 'n challenge wat ons kan aanvat. So sien uit. Ja, dis nogal 'n hoë ekkie, dis nogal 'n pad wat nou maar weer nog nie tevore gevat het om nie in Afrika te kwalifiseer nie en dan daai moeilike pad te vat. So die spanne wat julle teen moet speel, België, Samoa en Brasilië, voel jy julle weet genoeg van die spanne af, voel jy julle sal reg voorberei wees? Ja, ek dink ons het obviously hulle games gekyk, aan hulle qualifying tournaments en goed. Ons het so 1 of 2 goedjies van elke span soos neergeskryf, waarop ons kan opwerk en so aan. Obviously gaan dit 'n massive challenge wees. As jy dink aan Belgium, as jy dink aan Samoa wat 'n groot rugby nation is. Ek dink dis 'n groot challenge vir ons. Maar ek dink ons preparation gaan goed. Onze coaches doen goed, ons het nuwe coaches ingekry wat vir ons wat al op hoër vlakke gecoach het en so aan. So ek dink ons sal reg wees vir die challenge. As ons Max gepraat van die feit dat jy sê is 'n groot challenge wat ons het om te probeer kwalifiseer vir die Wêreldbeker. As jy kyk die kompetisie wat ons aanvat, het jy 'n spesifieke wedstryd wat jy miskien vooruit sien om te sê jy wil graag teen hierdie ouens se Joel of jy wil graag teen hierdie tipe span speel? Het jy enige Ja, ek dink omdat ons van 'n klein rugby nation afkom, of T2 nation afkom soos hulle dit noem. Ek dink wil ons altyd onsself meet teen die beste in die wêreld, soos as ons Wêreldbeker toe gaan, dan wil ons altyd almal wil die All Blacks speel of almal wil Suid-Afrika speel. Ek dink in hierdie challenge van ons dink ek Samoa en Belgium gaan obviously een van die toughste spanne in die pool wees. Ek dink ons almal wil teen Samoa speel. I mean, dis ouens wat ons op TV sien, dis ouens wat ons soos daar opkyk en so aan. So ons wil onsself obviously meet teen hulle. So ja, ek dink Samoa is 'n game wat ons almal sal wil speel. nee. Hulle het ook 'n hakka, as ek nie verkeerd is nie. Ja, hulle het daar. So Max, jy het ons nou reeds 2 Wêreldbekers ook al gespeel. As ons miskien net so 'n bietjie beweeg daarna die klub rugby toe waar jy op die oomblik speel in Roemenië en so. Ja, hoeveel seisoene is jy nou daar en hoe dit gegaan so die laaste tyd met julle daar? Dis my eerste seisoen nou daar. Ek het begin Maart het ek oorgegaan Roemenië toe. Dis was lekker. Dis net koud. Dis koud. En soos nou begin reën dit ook baie, so ons speel baie in die modder en goed so. Sorry, dis 'n ander tipe rugby. Dis ons is nog nie gewoond daaraan nie, maar ek dink ek geniet dit. Ek leer baie daar uit. En ja, ek dink ek gaan nog so 'n seisoen of 2 nog daar bly. So jy en Prins is by dieselfde klub. Ja, ek Prins en Adrian Ludik. Okay. En Godwin Silvanus was ook by julle klub gewees. Ja, hy was daar. Hy is nou Frankryk. Hy is in Frankryk. Ja. Is dit makliker met die feit dat paar van die local boys daar saam met jou is? Ek weet julle speel ook in dieselfde liga, Ja. maar vir 'n ander span. Ja. Is die ervaring bietjie makliker? Dis makliker, dis definitief makliker want ons kan skinder in Afrikaans en so en ek dink ons help altyd mekaar uit soos as jy miskien nie, want obviously die language barrier is ook dis 'n groot factor daar. Ja. So dan help ons wel altyd mekaar uit as ek iets verstaan en kom ek sê Prins verstaan het, dan help ek hom uit of as hy nou iets verstaan en ek verstaan het, dan so dit is baie makliker. Ja. So ons braaier vandag, ek dink is iemand wat jy sekerlik ken. Julle kom ook 'n lang pad saam, Louis van der Westhuizen van Via Se daar af. Vertel ons 'n bietjie van jou en Louis se pad. Ja, nee, ek en Louis kom al lank aan, van hier se jare af. Ek onthou nog toe ek altyd sy kospakkie afgevat in pausetyd. Maar ja, nee, ek en hy kom al lank pad aan. Ons is baie goeie pelle. Elaboreer hier. Afpad is hoe? Afpad is hoe? Is dit Nee, Louis was altyd 'n klein rooi kop mannetjie man. Ja. Dit was so 'n boelie of iets. Ek joke man. Maar wow. ja, nee, ek en hy kom 'n lank pad aan, want ons is baie goeie vriende.
Ons even as hy by sy klub was en ek is by my klub aan Chetos maar nou en dan. Ek onthou laas jaar toe ons verloor het in die Afrika beker teen Zim. Toe sê hy ook, toe is hy nie daar nie, toe teks hy my na die kant, van hoe verloor julle teen Zim? En nou die afgelope Afrika beker toe sê hy ook en toe oorleef hy ook nou wat ons ge-experience in daai tyd so. Toe lag ons maar 'n bietjie daar en so. Dit was baie goeie vriende. Ja. Ja, so natuurlik in julle finale skooljaar by WAS, julle nogal 'n redelike ou keismannetjie gehad. Okay, Kan ek sê? Kom van julle ouetjies wat daarom voortgegaan het en groot rugby gespeel het en so. Het seker goeie herinneringe aan die blou trui by WAS. Ja, nee, ons het definitief ons baie ouens wat ook nou daar saam met ons speel, as ek dink aan Vian Conradi was ook daar met ons. Soos in die afgelope 3 jaar, 4 jaar, is daar baie ouens. Ek dink aan Christopher Aries wat ook nou en dan in die setup was. Dink aan Mapisa wat ook daar was. So daar's baie ouens wat in hy laaste jaar van ons in die eerste span was wat nog 'n tydjie na dit saam met ons geloop het. So ja, dis nice om te sien hoe ouens groei en groot raak en goed, ja. Soos as jy iemand dink aan Louis ook, soos jy dink aan waar ons vanaf kom en nou is hy 'n pa en nou is hy speel groot rugby en goed en dis baie nice om te sien. Nou kan jy nie sê koslik opvat nie. Ja, kan ek nou nie sy koslik vat nie. Hy het nou gepraat van hy het gestoei en goed so. Ek weet nie. Okay, kykers, so ons gaan gou vir 'n advertensiebreek en vind ons gou uit wat gebeur by Patricia se braaihoekie, maar hang met ons. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Okay, viewers, like I said, we had to make sure before we close off the episode, we had to speak to a prospect of the future. Gino Chiappini believes in you a lot. I do too after what I've seen. But for the viewers that don't know you, vir die mense wat nie ken wie jy is nie, miskien net 'n kort introduction, net 'n bietjie vir die mense vertel wie jy is en wat 'n weight class jy is. Ja, baie dankie, is 'n voorreg dat ek hier op kan wees. My naam is Pieter Kotse, ek is 'n light heavyweight boxer hier van Chiappini Boxing Club af. Ons het laas jaar die national title gevat van 75 to 80. So ons is hierdie jaar, ons hoop ons vat hom weer. Ek kan definitief vir julle sê dat die kans is baie groot dat die man hom weer vat. Peter, tell us a bit about when you got into the sport of boxing. What sparked that love for the sport for you to decide? Because boxing is not a, like everyone says, it's not a game. You can't say ek gaan speel box of ek soccer gaan speel nie. Verstaan jy? It's not the same thing. It's you alone in the ring. Jy moet punches kan vat en jy moet punches kan gee. So wat het vir jou laat voel nee, dis jou sport? Ja, kyk van wat ek dink ek was 17 toe ek boks eintlik regtig begin hier by Gino nog altyd van die begin af. Maar ek dink van die begin af dit was altyd net jy sien vir Floyd Mayweather die fancy watches, die fancy karre. Ja. Jy weet dis soos almal se klein droom as jy net soos jy sê. Ja, jy is net soos ek wil daai doen. Jy weet ek wil daar in die ring klim en ek wil net daar in die ring klim en kyk wat kan ek doen. Ek dink boks is die sport waar jy regtig wys wie jy is. Jy kan nie wegkruip agter iemand, jy kan nie wegkruip agter 'n span nie. Dis jou foute. As jy dit maak, jy gaan betaal. En jy gaan die ring betaal so. Hoe was jou eerste fight? Hoe was jou eerste experience waar jy gevoel het, okay, cool. Hierdie kan ek actually ernstig fight. Waar jy begin voel jy if with dedication and commitment kan jy iewers uitkom? Kyk, ek het my eerste fight 3 maande toe ek begin oefen. Na 3 maande toe ons my eerste fight daar in Swakop. So my coach het altyd vir my gesê, as jy hard oefen dan gaan jy dit maak. Jy kan nie net hier halfpad. Dis 'n sport waar jy net kan een dag kom of 2 dae kom. Dis soos jy moet alles insit wat jy het. Anders gaan jy nie perform daai aand nie. En die eerste fight het goed gegaan, ons het gewen by tweede ronde knockout. So, ja, dit was 'n experience. Okay.
For the viewers that are watching at home, there's one thing that Gino said that's crapping my cop, ne? To see, look, you've been here for the past 3.5 years, most probably. He said, I can quote this man, you've only probably missed, the amount of times you've missed training, he can count on his hands. In 3.5 years, like I told the viewers, my cameraman, maybe 900 days, walk. The number says walk. Like, where does that dedication comes from? What motivates you enough to consistently keep showing up every day? Because this is now for the boy child and the girl child that are watching at home. Wat motiveer jou? Wat hou jou motivated? Wat laat besluit jou, nee, ek kan nie training vandag mis nie. Like, die dedication en die dissipline is nie iets wat almal het nie. So, Kyk, ek dink as jy elke mens het 'n rolmodel. En as jy kyk na enige bokser of enige sportsman veral, dis hulle oefen altyd hard. Jy kan hulle flaws miskien iewers anders kry in die tegniek of iewers, maar die dedication van 'n sportman of sportvrou, dis altyd daar. Jy moet hard oefen, elke dag oefen in die gym, as jy die ure insit. En as jy dit doen dan dit word nie, ek sal nie sê dit word makliker nie, maar dis tog jy voel dan net op die aand van die fight, ek het alles gegee. Wen of verloor, ek is hier. So dit is my. Dit is wat ek gedoen het so. okay. Ja. And okay, clearly we're running out of time. For ek laat gaan. What are your biggest like dislikes? Not necessarily dislikes, but things that make you roll your eyes and be like, da. Because I know you told me the fact when you always have to cut weight, for example. How's that for you? Yo, weight cutting, that's a different story. For me, especially, it's a different story. I like sweets, I like pies, Coke, you know. So for me, it's really difficult to just like Cut off. Yeah, it's like even if you cut off when you go home, the mother has bought sweets, chips. The day you start, everything is there in the house. Nou is alles blikbaar. Nou is alles lekker. Nou moet alles lekker gaan. Nou moet jy nou nee sê vir alles. So dis tough. Nee, dis tough. Vat dissipline. Nee, dit doen regtig, dit doen. Nou, as jy altyd klaar gekat het en jy kan nou iets kry. Wat is die eerste ding wat jy aandink om te sê? Ek het 3 goed. Okay. Ek het 3 goed. Koop my 2 vetkoeke, né? 2 vetkoeke, 'n pie en 'n Coke. Hoekom duur? Dis net maar die een is nie genoeg nie. Die een is nie genoeg nie. So moet jy nog geen koop. So 2 vetkoeke, 2 vetkoeke, 'n pie en 'n Coke, net so. Dan is jy gesond. Dan is jy reg. Dan is jy weer reg. Dan kan jy weer gaan. Dan is jy kans vir die lewe. Yo, guys, I think another great episode of Athletes World. I'm joined by Peter Kotze here. I think Gino should step in before we say goodbye. Gino, please come. Gino is still working out. Gino, it's done. Like, it's klaar. Ons says, yo, this guy. So yeah, guys, these are the guys from Chapini. Next year, I'm going to be joining them, most probably, I hope. Yeah, definitely. To go on a fitness journey. I'll figure out my life and then I'll make it work. But guys, thank you for having me. Big pleasure, Brian. Da. Always welcome. Always welcome. Thank you. Had a great time here. And all I want you guys to tell the viewers is they must watch Athletes World on Monday to watch this episode. So, Gino. Everyone at home, please watch Athletes World Monday, 13:30. 13:30, only on DSTV channel 285. My guy. So if you guys want to see this episode, please, cameraman, you'll tune this channel most fast. Okay. If you guys want to watch this episode, like Gino just said, on DSTV channel 285 on Monday at 13:30, you can tune in, watch the episode, look at how these guys do their thing. Ek het warm mee toe. Ek sien. Pas op. But viewers, that's all the time that we do have for you guys today. Athletes will be back with another banger episode soon. But you guys need to check out this one. And from us, it's goodbye. Welkom kykers by my braaihoekie. Louis, is jy gereed? Ek is reg. Vandag se menu is bietjie interessant. Voor ons na die interessante gedeelte toe skiep, het ons besluit ons gaan vir Metro vertrou met ons marinade. Hulle klaar vir ons beef sausages gemarinate, so dankie Metro. Dankie Metro. En dan die interessante gedeelte. Yes. Okay, ons eksperimenteer bietjie vandag. Ons het melktert braaibroodjies. Vir pudding. Ongelooflik. Ja. So ons het 'n bietjie vleiserigheid en dan 'n bietjie vir ons mense wat 'n soet tand het, ietsiekie om ook te besel Ja, aan. So lekker. ons het ons brood. So ons gaan nou met botter aan die buitekant. Ook Okay. nie te moenie die botter te veel smeer van dan word hy mos so 'n bietjie pap. Papperig, ja. So ons kan begin met dit
En dan natuurlik in die middel so 'n bietjie custard en cinnamon. Cinnamon. Yes. Nice. Hoe dink jy gaan dit uitkom? Ek klink interessant, klink baie Het jy al interessant. so iets op die Ek kolle weet nog gesit? nie. Ek het nog nie. Dit sal my eerste keer wees. Well, first time for everything op gooi kolle Ja. nie. Kom ons try. Kan ek jou help met iets? Asseblief, ja, maak die brood oop. For some reason is my vingertjies nie met my vandag nie. Okay, hier is ons wapens vir nou. En dan die potter is daar by jou. Hoeveel broodjies dink jy is genoeg vir ons almal? Ons het vir ons 2, vir Brian, vir Andrew en Elgas, ons is 5. 5. So kom ons maak dalk 10 snytjies, ja, ja, 2. elk- ja, kan ons hom half selfies, ja. Yes, half. Die potter is daar by jou. Sommer. Okay. So Louis, daar is 'n rede hoekom jy vandag op ons show is. Yes. Ek Ek is luister. baie groot vir Namibia. Ons het nog een laaste kans om te Yes. kwalifiseer vir die World Cup en jy is deel van die span wat hopelik Ja. vir ons al die pad gaan vat Ons na hoop die so, World Cup. ja. Kan jy net vir ons 'n bietjie vertel, dit is jou eerste World Cup wat jy deel is van die span nie, as ek reg is. Nee, ja, ek was So- al 'n paar, ja. Daar's nou not comparing, van ons weet die span het gegroei, die Ja, manne ja, het ja. beter geraak, die span het obviously nuwe tegnieks geleer. Jy as 'n speler, jy as 'n individual, hoe berei jy jouself voor vir hierdie World Cup? Ja, kyk, dit is ons kry altyd nuwe bloed in wat goed is. Rugby gaan aan. So ouens gaan uit en nuwe ouens kom in. So is lekker om 'n bietjie vars bloed in te kry. 'n Paar jong ouetjies wat geleentheid kry en ja, hier is 'n goeie tweede geleentheid vir ons. Ons moet dit met albei hande aangryp en ons moet regtig ons beste gee. So vir my persoonlik is prep presies dieselfde. Ja. Of ek 'n qualifier speel en of ek 'n warm-up game speel, my prep is altyd dieselfde. Ja. So soos julle kan hoor, is dit baie loud hier by Metro. baie. So die trein het nou sopas verbygekom. So ons gee net so 'n oombliekie dat dit net so bietjie en hy kom terug. Okay, die trein is nou verby. Dis lekker Dankie tog. loud hier. Ja, dis wild. Okay, maar vat as 'n braai sonder 'n bietjie distractions hier Ja, en ja, daar. dit is so. Okay, so hier is jou wapen. Baie dankie. Keuse, ons kan so lank begin om ons botter. Yes. Jy kan So jy sê ons smeer die botter net aan die buitekant. buitekant 'n lekker dun laagie laat hy net so 'n bietjie kan braai en vir ons toast. Okay. Right. Perfect. So soos ek gesê het, is nou Namibia se laaste kansie om te Yes, kwalifiseer. no second chances hierna nie. Okay. Ons het nou, soos ons kykers nou, if you're up to date with what's happening in the rugby world, ons span het nou verloor die laaste keer toe hulle moes gekwalifiseer het. Ja. Maar as jy sê gelukkig het ons nog 'n kans. Ons het nog een laaste kans. Dit was vir my ongelooflik om te sien hoe Namibia nog steeds natuurlik die bootjies back. Ja. Nou ons het verloor, maar die spangees was daar op die veld. Ons het gesien almal het hulle alles gegee. Dinge het nou nie so uitgedraai soos ons dit wou gehad het nie, maar ons het nog 'n kans. Ja, kan gelukkig, nog 'n kans. gelukkig. Ja, en dit is altyd moeilik, maar ons kort ook maar die support van buite af, verstaan. Dit is Ja. ek dink so sleg dit vir die supporters is dit is 2 keer so Ja. sleg vir ons wat verstaan wat op die veld was. So ja, mense gaan ons nou maar nie uit om te verloor nie. Yes. Maar ek dink Zim was regtig goed voorberei en hulle rugby verbeter ook wat baie goed is vir rugby in Afrika. Yes. Om te sien dat rugby regtig verbeter en ek dink is goed vir rugby om te sien dat kleiner lande Yes, ook kan geleenthede kry. kwalifiseer. En as ek nie Yes. verkeerd is, is dit hulle eerste keer wat hulle kwalifiseer vir die World Cup. Ek dink as In hulle hoeveel ek dink jaar? ja, hulle is nou ek dink is 36 jaar wat hulle nou weer gekwalifiseer het vir wêreldbeker. So ja, ek glo nog steeds alles gebeur vir 'n rede en dalk is hierdie vir ons ook 'n bietjie 'n eye opener om te sien Yes. ons moet 'n bietjie ons sokkies optrek en verstaan Wel, bietjie uit harder elke werk. wedstryd, of dit nou friendly is of 'n qualifier is, weet die spelers leer altyd iets. Hulle loop Ja. nooit die hande weg van 'n Dis- wedstryd af en ja. dis die goeie ding van enige wedstryd. 100% ja. Ja. Ja, so mense moet altyd bly leer en mense moet oop wees om goeie kritiek te vat. Yes. So ja, ou moet maar net aanhou en gelukkig het ons hierdie keer nog 'n kans. So ek is seker al van ons weet wat is op die spel en die ouens gaan regtig hulle alles gee So vir ons land en so. hopefully is ons melk ter braaibroodjies julle secret weapon Ja, om te ons laat hoop wen. so. So as dit
as dit lekker proe, which I highly doubt it will, dan moet julle dit vir die res van die span gaan maak. Dis julle se good luck charm. Ons sal. Okay, maar ons moet klaar botter en dan ons custard net mooi in die middel sit en ons broodjies op die vuur kry. Maar ons gaan gou 'n draai gaan maak in die Kaap en dan natuurlik by die kus. So kykers moenie beweeg nie. Ons twee gaan klaar maak en dan vat ons gou 'n draai om Namibië. Ons kom nou weer terug. The Namport Nedbank Powerhouse Challenge was an initiative that was birthed, of course, in the boardrooms of Namport. However, not in the sense of cycling, in the sense of wellness. Beyond our day-to-day operational activities, running, managing, and operating the ports of Walfish Bay, we've also realized that there is a need to, of course, focus or shed the light on the wellness element, but also bringing brand Namport closer to communities. We have also looked within the market and seen that we have our partners, Nedbank and the Powerhouse Cycling Club, that has over the years managed and, of course, hosted successful cycling races in the country. So we then, as Namport, opted to form that partnership with Namport, with Nedbank, as well as the Powerhouse, and hence the Namport Nedbank Powerhouse Cycling Competition. This initiative was launched earlier this year in Ludritz, and of course, we recently held a very successful race during the Crayfish Festival in Ludritz. That also saw great numbers from the south and internationally participating in that particular initiative. And the idea is really also just to bring cycling close to people, where cycling was in the past perceived a mode of transportation. We are now also introducing it as a potentially competitive sport, but also a sporting code through which you not just drive the wellness narrative, but also drive the economic narrative that you can actually make a living out of participating in competitive cycling. So this is really the premise behind it all. And so having a brand like Nedbank and Powerhouse partner with us in this initiative has really catapulted us into this space. The event is scheduled to take place, of course, on the 1st and the 2nd of November, whereas on the 1st, we have the running races. So we have the 5 kilometers, the 10, and of course the 21-kilometer races, running races that will be happening, as well as the mountain biking. So we have a whole mountain biking, getting into the Dorop National Park. Just last week, we've gone to check the routes, and it's quite exciting. I'm not a cycler. I was in the car. I took the routes, and I have an appreciation of what the cyclists would, appreciate, just being out in nature, taking it all in, really connecting with self, but also, just connecting with the nature and the environments within which we operate. And that's really the narrative that we're trying to drive through this. So on the 2nd, that's when we'll then have the road race, where it comprises of about the 40 and of course the 100-kilometer cycling races. So it's along the Hifikepunye Pohamba Road all the way to the Swakopmund Bridge and then back again. So it's quite intense, but again, we also just want to, through this, promote tourism. Many people that are coming from other regions have never been within the Dorop National Park to appreciate the fauna flora that exists within that space. We're also attracting quite a lot of international cyclists from as far as South Africa, and international best cyclists, that are really cycling competitively in the world. So again, this is also just another opportunity for us to showcase not just the race itself, but also the beauty of the Irongo region. So the running route will be the opposite direction. So we're taking them along the lagoon area. So the longest, which is the 21-kilometer mark, would then be from the Jan Wilkins Stadium all the way along the lagoon route to the Walfish Bay Salt Company. And just by the gates of the Walfish Bay Salt Company, you then drive back or run back. But you then see along that route, you have the lagoon on the one side,
and then you've got the Namib Desert on the other side. And for people that are coming from outside the country, I think that's just beauty to behold. No, tell us a message to the community. Must they come join? Like, just talk to us. Leandre, look, I must tell you, when we took this initiative to Ludritz, we thought Ludritz is a very small town and people would not participate, but you'd be surprised. The gentleman who won the mountain biking competition in Ludritz was a local boy with a normal mountain bike, standard mountain bike, and he outraced professionals on that patch. And the number of, I would want to say, amateur cyclists that participated in that initiative was so big that the community of Ludritz really came to support. And I think coming to Walvis, which is a bigger market, a bigger space, and it's, you know, the accessibility for many to come because Ludritz is a bit far, we envisage great numbers. So what I can say to the public is, come and let's have fun. Let's promote wellness. Let us take advantage of these opportunities presented by the stakeholders. I want to particularly also really at this juncture appreciate, you know, Nedbank for having come on board, the Powerhouse Cycling Club, the Walvis Bay Municipality, you know, and all stakeholders that have really come on board to make sure that this event is a success. But I must also say, the event coincides with the Erongo Business and Tourism Expo. So you come to Walvis Bay for the expo, and then there you have the cycling competition, or you come for the cycling competition and there you have the Erongo Business and Tourism Expo. So two big events happening over that weekend in the town of Walvis Bay, and I can but only say, come and experience Walvis Bay at its best. Are you going to tackle the 21 kilometers? Watch this space. Thank you so much, Cliff, for your time. Really appreciate it. Thank you, Leandre. Ons gooi Kaapse kole nie die Kaap uit nie, maar dit is hierso al die pad uit New York uit. So hierso is nie eintlik baie kole nie. Ek het nog geen vuurtjies sien brand nie. Ek sien so hier en daar is daar stalletjies wat worsrolletjies en 'n snaakse klomp goed verkoop. Maar dit is maar hoe New York is. Maar hulle wil ook kole gooi. So daar waar daar rookie is daar seker kole, maar is meestal maar hitte. So hierdie is 'n Fifth Avenue. Hulle gooi kole hierso, maar hier gooi hulle kole want hulle spandeer baie geld. So daai kole word omgesit in geld. Fifth Avenue, dit is waar al die duur winkels is. En hier agter my is 'n baie bekende plekkie. Dit is 'n Trump Tower. Ek weet nie of julle kan sien nie as ek dit so draai. Net so agter my is Trump Towers. Ek het hom nog nie gesien nie. Hy was net iemand wat so dingetjie op sy gesig gesit wat hom nagemaak het, maar dit was die naaste wat ons aan Trump Tower gesien het. Maar hulle gooi kole verseker, so die hele land roer die pot en gooi kole. Maar is besig hier en dan kyk hier agter my, hierdie kant toe is dit Louis Vuitton. Louis Vuitton daar agter my. Hulle het 'n koffer, die gebouetjie gemaak in 'n koffervorm. So ek dink dit het 'n groot mate van kole gooi gevat om dit reg te kry. So ons gooi nie Kaapse kole nie, maar wat ek ook wil vertel is, ek het dan so 'n bietjie kole al gegooi. Ek was daar onder in Florida en daar was 'n Suid-Afrikaanse vrou wat van Suid-Afrika afkom. Sy is nou al 20 jaar in Amerika. En sy het vir ons 'n bietjie wors gebring. So dit is nie sommer net enige wors nie, dis boerewors. En sy het boerewors gebring en hier is 'n foto van haar naam is Dominique en dit is Jana, my dogter wat langs haar staan. En toe braai ons by die boerewors, al die pad in Florida. Sy het ook so 'n bietjie pap en sous saamgebring. So dis die naaste aan kole gooi wat ons gekom het hierdie kant. So nou tans in New York is dit worsrolletjies, stalletjies, allerlei kosse wat jy op die straat kan koop. En maar dit is die naaste aan kole gooi wat ons hierso kom. So ek het nou so 'n bietjie nader gestap. Hierso is een van die stalletjies hier agter wat hulle hotdogs verkoop, maar hulle het allerlei chicken en allerlei verskillende disse wat hulle ook hier verkoop hierso in New York op die strate. Wat vind interessant is, hulle klassieke hotdog, hulle New York hotdog, het 'n paar goedjies wat jy op kan sit. Jy kan chili opsit, jy kan cheese opsit, jy kan eie opsit, maar jy kan ook sauerkraut opsit. So ek het nie besef mense kan sauerkraut op jou hotdog sit hier in New York nie. Sal my enetjie nou moet probeer, maar dit is so dit lyk. Dit is die hotdogs hier so agter in Fifth Avenue in Amerika in New York. What is your name, sir? Alex. Alex, and
You've been here how many years in the streets of 12 years? Yes. In the streets of New York. Yes. Sometimes it rains and sometimes it's nice. Yes. Yes. But you say I must have a typical New York hot dog. Yes. So how does it work? You can show me. Yes. This New York hot dog, right? Okay. There we go. Beef hot dog. Sauerkraut. Sauerkraut. Yes. Okay. And onion. Onion. Nice. Relish. And the relish. Oh, brilliant. Relish is typical of the New York. Yeah. And tomato sauce. Ketchup. Ketchup. I'm going to miss the mustard. I don't like mustard. Mayo. Mayo, yes. Lovely. And then I have the serviette. And this is. And this New York hot dog. This is New York hot dog. New York hot dog. Can you see it? This is what it looks like. And Alex done it for us. Where are you from originally, Alex? Egypt. Egypt, okay. We're from Namibia and South Africa, so we're the same continent, also yeah. Africa. Yes, yes. But you love New York? Right. I love New York, yes. Okay. Thank you for showing us this, and I will enjoy it now. Thank you so much. Thank you. Dis 'n goeie kolle oomblik hier so al die pad uit New York uit. Hotdog, New York hotdog gemaak met alles op. So dis wat mense moet doen as jy in New York is. So nou kan ons dan sê ons het 'n lekker hotdog geëet uit New York. So ons gooi kolle uit New York. Okay, ons broodjies is op die kolle en hulle toast baie lekker. Hoe voel jy? Ons het nou klaar hulle bymekaar gemaak. Die custard is op, die cinnamon. Hoe voel jy? Positief. Dit lyk goed. Ek moet sê ek dink die crunchiness van die braaibroodjie gaan lekker wees saam met die soet custard en die so. Ja, ek dink dit gaan lekker wees. Ek dink dit gaan 'n lekker pudding wees. Ja. Fingers crossed. Kom ons Maar kyk. daar is een ding wat vir ons gaan guarantee ons broodjies kom 100 uit. Net een ding. Yes. En dit is 'n vraag aan jou. Okay. 'n baie belangrike vraag. Jou antwoord soos ek sê gaan bepaal of hierdie broodjies lekker is of glad nie gaan uitwerk nie. Okay. Soos natuurlik, we back the bootjies. Al die pad, hulle is ons nommer 1 span, ons support hulle, ons is lief vir hulle. Ons is agter hulle, ons back die bootjies. Yes. Maar na die bootjies, wat soos rugby span kom tweede in jou hart? Groot of klein? Onthou jou antwoord gaan bepaal of hierdie broodjies gaan reguit kom of nie. So obviously ek speel vir die Cheetahs. Okay. So dit is maar my hartsespan. Net omdat jy vir die Cheetahs speel, gaan ons vir 3de plek toeskuif. En eers vergeet wat die Cheetahs vir 1 sekonde. Wat se span is nommer 3? Ja, dit is 'n moeilike vraag. Onthou ons broodjies hang hier op die lyn. Ja, ek sal sê VHS, ja, verstaan jy? Dis my alma mater, so ja, ek sal sê VHS, ek back hulle altyd en ja, ek back die bootjies. Okay, ek sal jou antwoord aanvaar. Ek sal hom aanvaar. Ek het eintlik iets anders verwag. Okay. Maar VHS is nog altyd 'n baie goeie span om te support en is Namibia. So Yes, ja. Ons broodjies gaan 100 uitkom. Hy brei nou vir my te lekker. Ja. So miskien moet ons daai netjie daar agter bietjie vorentoe skuif. Yes. Kom ons kyk. Okay, ons het nou vandag soos ek gesê het, eksperimenteer ons op die kolle. Maar as jy nou vir ons kon gekies het wat ons op die kolle gegooi het, wat sou op ons menu gewees het? Yes, ek is nogal 'n ou wat hou van 'n steakie met lekker vetjies. So wagyu beef steakie sou geloop het so. Hy sou maar ten minste het ons die sosaties om it doesn't fill the gap for the beef steak, maar dit is ten minste iets vleisiger. Ja, close enough. Ja. En ek vertrou vir Metro met hulle se marinade en hulle se spices ja, so. 100%. Fingers crossed. Okay, so is 'n goeie ding het gesê nommer 3 kom VHS. Nou ons weet daar is baie jong rugby spelers wat opkyk na ons bootjies toe om te sê ek wil eendag ook daar speel om te help vir Namibia kwalifiseer vir die volgende World Cup. Het jy enige advies vir ons jong rugby spelers wat eendag daar wil uitkom? Ja, ek sal sê moenie te veel druk op jouself sit nie. Dis altyd waar die probleem begin. Maar ek dink dit is baie keer ouers se skuld ook. So ek dink ouers lewe baie keer in hulle kinders se skoene en so aan. So ek sal sê
geniet dit. As jy dit geniet en jy volg regtig jou drome en jy werk hard, dan sal jy daar uitkom. Maar mens moet nie op 'n jong ouderdom op skoolvlak te veel druk op jouself sit om dit te maak eendag nie. Ek sal sê die grootste deel is my enjoyment vir my persoonlik. En dan as jy dit regtig geniet en jy sit nie te veel druk op jouself nie, dan is gewoonlik wanneer jy die beste rugby speel. Ja, as jou hart nog altyd in die game is. Ja, 100%. Definitief. Ja. Nou, jy speel nou al rugby vir 'n baie lang tyd. Rugby is jou nommer 1 sport. Ja. Maar as iemand vandag na jou toe gekom het en gesê, luister, geen rugby ooit weer nie. Ja. Jy kan enige ander sportskode toe gaan. Wat sou tweede ingekruip het as rugby nie meer 'n opsie was for some reason? Dis baie vreemd, maar ek sal sê stoei. Ek was 'n amateur stoeier geweest, so ek sal nogal dit ek dink ek sal like om 'n karier in dit ook in te vat en ek dink dis nie elke ou se besluit nie. Is nogal vreemd partykeer, maar ek hou nogal daarvan want is ook 'n is 'n individuele sport. So jy is maar as jy nie op die dag is dan kan jy niemand anders skuld gee nie. Is net jy. Ja, is like die complete opposite van rugby Ja, waar jy op jou spanmaats moet staat maak en julle moet saam hierdie ding aanvat. 100% ja. So ek sou gestoei het. Okay, wel, ek weet soos jy gesê het, daar is altyd baie druk op rugby spelers, veral nou op julle wat ons nou gaan om ons land te kwalifiseer. Fingers and toes en alles is te kruis vir dit. How do you handle daai druk? Want natuurlik, jy moet agter jouself opkyk. Mentally, emotionally moet jy seker maak jy's op die veld en van die veld af as jy 100. Wat doen jy om seker te maak dat jy 100 is op die veld en af die veld ook? Ja, so ek hou nogal daarvan om baie goed voor te berei. Want ek wil nie op die veld stres oor 'n oomblik wat ek nie weet wat gebeur of wat ek moet doen of waar ek moet wees op die veld nie. So vir my is voorbereiding van die wedstryd regtig nogal belangrik en dan obviously maar mental prep om oor jou goedjies te gaan dat jy nie omkant gevang word en Jesus, wat moes ek hier gedoen het of waar moes ek gewees het nie. So om druk af te haal in groot oomblikke is goeie preparation dink ek is key. Ja. Okay, ja, ek dink is baie belangrik soos ons gesê het. Enige sportskode is jou mental state, jou physical state, dit sit saam. Jy kan nie die twee skei van mekaar af nie. Een laaste vraag voor ons nou weer omgaan na Brian en Andrew toe en voor ons kan eet van hierdie broodjies. Ek is baie nuuskierig. Sommige net 'n lekker ene. As jy ons het hierdie vrae al 'n paar weke terug gevra vir ons supporters by die JSB Cup, maar nou vra ek vir jou. Dink jouself in, jy is die rugbybal wat jy gebruik daai dag as jy moet kwalifiseer. Wat sou jy as die rugbybal gesê het in hy wedstryd se oomblik? Dis 'n moeilike vraag. Mense het bietjie vasgesit met een. So kom ons hoor wat sê jy. Jy is die rugbybal wat Namibië gebruik om te kwalifiseer vir die World Cup. Wat is jou eerste gedagte? Yes, what opportunity, ja. Nee, ek sal sê moet my nie te hard skop hê. Ek weet nie. Dis 'n moeilike vraag. Ons het antwoorde gekry soos hou my by Namibië se kant. Ek wil nie daar wees nie of moet my nie laat val nie. Ja, dis nogal slim, ja. Ek sal sê moet my nie te hard skop nie want ek kan net dink ons 'n paar ouens wat die bal nogal kan. Ja. Wel, ons broodjies lyk amper gereed. Ons moet nog ons satties opkry. So kykers, moenie beweeg as ons nou terugkom. Dan gaan ons almal lekker saam eet. So ons is nou terug. Asai, welkom terug kykers. Ja, so ons tyd raak so 'n bietjie min. Ons moet so 'n bietjie besluit wat ons wil nog oor gesels. So Max, vertel ons net so 'n bietjie. Jy het ons nou obviously in Roemenië gespeel die laaste tyd en voor dit was jy ook daar by die Tel Aviv Heat gewees, ons so 'n franchise daar van Israel wat ook daar in Oos-Europa in die liga gespeel het en so. Wat is jou ervaring van daai deel van die wêreld, ja, kultuur-wise en rugby en rugby terme? So, ek dink obviously leer man mense op baie uit soos oral waar jy speel en goed leer. So klink bietjie ek dink
die experience by Tel Aviv was baie uniek vir my. Obviously Israel is hier 'n groot rugbyland hier en om te sien hoe hulle regtig soos interest wys in die sport en sponsors en daar was nou nie baie fans by die stadion nie, maar die 2-3 fans wat daar was, kon jy sien hulle wil iets uitleer. So was 'n baie great experience vir my. Ons het baie soos rondgetravel, soos in Spanje gespeel, in Georgia, in Portugal ook so. Dit was 'n experience vir my, was baie lekker. As hy so sal ons vir Patricia en vir Louis laat inkom. Ek dink hulle is seker omtrent gereed. Ja, kyk, ons het voor gepraat. Die wat ons gesê Patricia is altyd creative en ons ken nooit wat kom op die tafel met haar. Ja. Soos ek verstaan het ons kaste, of nie kaste, melktert. Braaibrood. En ons moet seker die waarheid hoor oor wat by Eros Laerskool gebeur. Nou dat ek hier 'n broodjie sien, maak dit altyd my skoolbrood. My pouse broodjies het hy. Okay, Louis, vertel ons bietjie wat alles het julle vir ons gereed gemaak. So ons het Metro se klaar gemarineerde sosaties gevat net so. En obviously lekker gebraai soos beef sosaties, hulle moet nie heel droog wees, hulle moet dan nog bietjie juicy in die middel hê en dan het ons die melktert braaibroodjies vir julle voorberei. Met 'n ekstra bietjie custard vir jou want obviously hou van custard. So ja, so julle moet maar toets en kyk of julle daarvan hou, maar eers die sosatie en dan daai is pudding. Okay, so dis nou ons het gesê. Ja. Yes. Okay, terwyl ons almal nou Metro maak seker met die sosaties. Terwyl ons almal gereed maak vir hierdie groot sosaties om te chop. Ek het 'n vraag vir jou. Op plaas van teen wat jy nou is nou terug met Dekkie. Dekkie met die squad al bietjie gejob. Vertel ons net bietjie hoe sien moed in die camp en hoe opgewonde is die boys vir die groot toets wat aankom dan. Ja, ek dink is baie positief. Obviously waar ons onsself bevind is nie altyd waar ons wil wees nie. Maar dis maar hoe jy reageer. Jy moet nie altyd na die probleem kyk, jy moet kyk hoe jy reageer na die probleem toe. So ek dink vir ons is dit jy moet positief ingaan. Jy moet belief wees, anders help dit ons gaan nie. So ek dink ons is op 'n goeie plek. Rugby-wise ook, ons het baie goeie voorbereiding. Party van die ouens oefen al van 3 maande af terug toe ons geweet het ons gaan nog 'n qualifier speel. Het hulle begin, het die coaches die goed in plek gekry. So ek dink die ouens se conditioning is beter. Paar nuwe gesigte in die squad. Ons het bietjie beserings van ouens wat nie available is nie, maar die ouens wat inkom, obviously weet ons liggie standard en hulle gebruik dit ook as 'n opportunity. So ek dink is goed. Ek dink is goed vir Namibia rugby om te sien dat daar ouens is wat deurkom. En ja, rugby gaan aan. Verstaan, rugby hou nie môre op nie. Ons moet 'n squad bly groei en ons moet Namibia rugby weer on top of its vorm kry. So ja, ek dink is baie positief. Okay. En I mean, kyk, die hele fokus is nou op hierdie qualifiers wat nog gespeel word, maar all in general, altyd van julle se opinie, as ons kyk aan local rugby, verhaal van die jaar. Die local boys was baie happy, ons het toen rugby aan die gang gehad. I mean, daar was die Sevens toernooi, daar was die Northern Force, Southern Force Liga, dan is daar nog die Premier Liga, was daar nog 'n JSB Cup. So die mense het genoeg games gehad om te job van jaar en I mean, as 'n rugby speler wil jy net soveel as moontlik speel. Dit is nie verkeerd te sê. Ja, 100%. Ek dink jy raak net kyk jy kan jouself nooit jy kan beter raak in oefening, maar jy raak net game-wise beter as jy game time kry. So vir rugby spelers is dit baie belangrik om game time te kry en hoe meer rugby jy speel, hoe meer ontwikkel jy, hoe meer verskillende situasies kry jy jouself, moet jy besluite maak onder druk, verstaan, so hoe meer game time jy kry, hoe meer kan jy ontwikkel as 'n rugby speler. So dis baie belangrik. En dit is great vir Namibia rugby om so baie local kompetisies te hê. Yes. So sulke goeie kompetisies te hê. As jy sien na wie almal in die laaste paar jare die verskillende liga gewen. Yes. Verstaan, dis nie een klub wat heeltyd dominate al vir die laaste 5 of 10 jaar nie. Dis heeltyd verskillende unies wat wen en dis baie goed. Dis baie goed vir ons, ja. Ja. Die societies. Julle kan maar met die societies begin. Ek wil hierdie broodjies proe. Ek wil nog nie so ver as op 'n diet of
Ek wag vir die broodjies. Ek wil dit eers proe. Next. Ek kan maar omkeer Hoe eet. voel jy oor hom? Hoe voel jy oor die Sosaki? Ek dink hy's baie sappig soos Louis gesê het. Hy moet nie te droog wees nie. En ek weet Louis ek trust vir Louis daar by die rooster. En ek sien hy het in so 'n paar video's ook op sy social media waar hy 'n steekie daar bymekaar sit en Uit Bloemfontein het. Uit Bloemfontein het, ja. Man is 'n influencer soos hulle dit sê so. Ja. Ja, soos as mens kyk nou na Mabel se spanfoto, gewoonlik al twee van julle wat nou al kan mens sê in die voorste ry sit van die manne wat dit met die meeste toetse. Ek weet nie of jy weet hoeveel toetse jy nou al gespeel het nie. Nee, is nog 45. 45. 44 of 45. Okay, en jy Max? Ek dink ek is nou by 35 dink ek. Ja, so twee van die senior figure wat nou al elkeen ek dink 2 wêreldbekers en 3 wêreldbekers gespeel het. So ja, ons het baie vertroue in julle. Mens veel alle sterkte toe met die taak wat vir jou voorlê. Dank julle mis uit met hierdie broodjies. Dankie so. Dit is nogals lekker. 'n Bietjie meer custard sou gewerk het, but it's still good. Wat is dit? Oké, ek het saam beklaar met Sosaki. Moet jy ook Duits praat? Enige idees van wat spreek in hierdie naweek doen? Ek sal 'n bietjie oogie hou daar op die net kyk hoe daai Nedbank gravel burn klaar maak daar in die Weskaap. Van die Mabel se fietsryers is Alex Muller is daar en Martin Fraier. Natuurlik ook Driekus Kutse wat die voorloper was tot in hierdie stadium in sy ouderdomsklas en ook Melissa Hins in haar ouderdomsklas nommer 1. En ook Ingram Kaff en Frank Snyman wat goed geplaas is in hulle ouderdomsgroepe. Okay. So, voor ek vergeet. Voor ons daar uitkom, Brian. Yes. Het ons 'n verrassing vir ons ander gas en ons breier. Die Kooikwelle apron is joune. Dit is en hier is vir jou. Kom my hande aan hom af, ja. So julle kan hoor, hierdie trein is alweer op pad. Maar dit is Kooikwelle se geskenk aan julle en hopefully a good luck charm. Baie. Next, aangezien jy nou dit het deel, as jy nou oorgevat het met die braai, wat sal jy wil sê maak? So, I heard you. Listen to closely. Okay. Daar is 'n trok. Yes, het trek. Broeder Patricia luister julle. Ek is klaar ook. Ja, maar net klaar. Antwoord. Okay. Vra net weer die vraag oor. Op daai hoë noot. Voor ons afsluit. So as dit next was, aangezien ons sê apron getree, as dit next was wat nog moet gebruik vandag, wat sal jy vir ons operate? Ek is maar old school boy toe en vat maar 'n lamb chop hier met 'n boereworsie en lamb chops en 'n roosterbroodjie, dis. En 'n roosterbroodjie. Ja, dis wel simpel. Kan nooit fout gaan of daarmee. Ek weet as jy 'n steekie opsit, dan moet jy nou eers medium to well en die hele ek is mos so nie van daai. Okay. So hierdie is 'n coffee mix coffee. We're gonna call it a caffeine shot. Caffeine shot. So, it's international, national or international? National Coffee Dag vandag. So ons celebrate ook Coffee Dag op dieselfde tyd. Maar manne, dankie dat julle gekom het. En voorspoed met die toernooi. Hoop alles gaan goed en ons op ons kwalifiseer vir die wêreldbeker. Maar nonetheless, all the best. Okay. En wat sê? Goeie kolle. Goeie kolle. Ha! Sê maar jy het